Baie welkom by die laaste episode van Net nog enetjie vir seisoen 3. So ja, ons het al 'n hele paar episode agter die rug. So ons gaan dan net 'n kort produksiebreek vat en dan is ons weer terug en dan gesels ons oor alles en wat nog. Maar ja, kry vir jou ietsie, gesels saam, luister saam, skink ietsie as jy by die huis is en dan vat ons net nog enetjie. Ja, so net voordat ons so tot omtrent hier einde Mei rond 'n bietjie of wel binne ergens in Mei is ons weer terug. Gaan kry vir jou enetjie. Vandag praat ons oor net so 'n bietjie die state of play. Daar's 'n meningspeiling uit wat sê die ANC is nou nie meer die grootste party nie. Is dit waar? Wat beteken dit? En wat behels dit vir die begroting? En dan nou die R&E vorentoe. En dan terwyl ons nou praat oor die een groot krisis, wat gaan aan met die regering, is die ander groot krisis wat gaan aan met die Amerikaanse regering. En ons het nou 'n nuwe gesant wat gestuur is en daar's sprake van sanksies. So ons bespreek hom ook. So kom drink saam met ons 'n bier na werk en dan praat ons bietjie oor die goedjies. Absoluut. Gesels saam, baie dankie vir almal wat dit reeds doen. Net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Los asseblief vir ons resensie 5 sterre asseblief. Los vrae, gesels saam, sê wat julle dink. Ons waardeer regtig die terugvoer. Dankie ook vir ons borg uit Spandelli. Hulle borg ons Los My Volk en Bier bekers. So vir julle wat luister, dit is Los My Bier en Volk. So besoek asseblief Spandelli op die terrein van die Voortrekker Monument of aanlyn by kultuurkafee.com. Hulle baie oulike volks eie produkte. Die bier is vir jou eie rekening. Ja, so ons het gesê daar was nou 'n meningspeiling en daarvolgens het die ANC se steun tot onder die van die DA gesak. So waar of wolaar wat presies daar gebeur. So I mean ons het uiteraard tydens die verkiesing gesien hoe die ANC vir die eerste keer onder 50 geval het en redelik ver geval het. En ja, nou sê hierdie peiling maar die ANC se steun is nou onder 30. Ja, wel net 29.7. So Is dit bietjie dik vir 'n daalder of dit steek al meer aan? Okay, so 'n paar goed is een die ANC het deur regtig dom besluite te neem en swak beleid te doen, het hulle dit reg gekry om hulle kiesers te vervreem en tot 40% geval. En hulle antwoord op dit was toe, kom ons double down. Ons doen meer van hierdie. En dit het Toe werk dit weer vir hulle. dit kan jy glo, skokkend goed gewerk. Toe daal hulle steun weer. Toe daal dit weer. Okay. So of die DA werklik by die ANC is, ek wonder. Daai peiling is nie byvoorbeeld gemodel vir Wouter Turnout en goed nie. So hy en is 4 jaar voor 'n verkiesing. So mense moet altyd vra wat van die ons wat net daar sê nee, ek gaan nie stem nie of net neersit of iets in daai lyn. Net 'n punt van bekend opmerking, die ANC doen goed in verkiesingstyd met stemwerwingsveldtogte. So ja, as hierdie tydens 'n veldtog was sou hulle is nou op 29,7 af van 40,2. Ja. So wat hulle sê is in 'n verkiesingsveldtog doen die ANC as reël goed. Altyd beter. Dit is ook in die middel van die BTW ding ensovoorts. So wat ons wel weet is ek dink daar's 'n Brenters peiling en wat is die market en ja wat ook uit is wat gewys het die tendens is die ANC het van 40 afgeval na lae 30s toe. En as ons nou 'n verkiesing hou, is dit waar hulle gaan wees. En as dit die interessante deel van daai peiling is, die gewildste aktiewe politikus tans is nog steeds Cyril Ramaphosa by verre en die ongewildste is Paul Mashatile. So jy kan nou jou indink as die ANC vir Ramaphosa vervang, dan gaan hulle van top of the log na heel onder toe met die volgende leier as hy inkom. Maar Wat dit se is action is hy dalk bo hulle? Minstens. maar as jy sê die ANC double down, dan doen hulle iets wat niemand van hou nie. Dis die ding. So Miskien moet hulle vir meneer Mashatile instuur. hulle hy wil graag. Ek is seker hy wil. Terugcoach met my. Nee, hy is heeltemal gereed. Maar vir die ANC prakties beteken dit hulle kan nie nou 'n verkiesing hou nie en hulle kan besonders nie sonder Cyril 'n verkiesing hou nie. Maar dis okay, Connie, want dit is nie nou verkiesingstyd nie. Nee, dis wel as hulle nie die begroting deurkry dan mag dit wees. En dis die Ek sê hulle kan nie oorgerus wees nie. dis die deel wat die peiling wel sal reg gekry het as jy so oplet. Hulle het baie arrogant en toe bietjie begin terugkruip na die DA toe. En toe die goed nou uitkom die polling want hulle het ook vir Kiele gesê hulle nou vir die eerste keer polling gedoen onder mense en dit is baie interessant. So dis okay. Dis fascinerend. Maar die geneigtheid Ander mense doen dit al jare. Ja, maar hulle reken op hoe die ander mense reageer. Die geneigtheid onder ANC-kiesers is om baie positief oor die GNU te wees en oor die DA en die GNU spesifiek. Dis vir die ANC 'n skok want hulle is baie negatief oor die DA en die GNU. En 2 is hoe belaglik sleg hulle sal doen as hulle nou 'n verkiesing hou. En dit beteken
enige opsies van ons gaan nou maar nie die begroting deurkry nie, of ons gaan hier sit, ons gaan doelbewus die proses vertraag, ons gaan julle uitskop, gaan vir hulle selfmoord wees. Dis chaos. En hulle besef dit, en dit sal oplet, dit het baie gegaan van, ek het jou nie nodig nie, kom terug, ons kan oor praat. En dis min of meer waar hulle nou is. So dis hoekom hulle het nou baie weird mediaverklaringies vir hulle gesprekke met die DA en die Vryheidsfront. Dit lees amper soos 'n gevegsreport. Ja, wat was die spesifieke woord? Kollegiaal en kordiaal. Dit was kollegiaal. Dis die veldslag. Kom ons kyk net nou van die ander partye. So steeds vir die ANC volgens hierdie peiling op 29,7 MK's op. Ja, MK's op, EFF is Hulle op. teen die begroting gesê, het dit iets daarmee te doen? Ja, so die ERV se peiling is, ek dink mens moenie te veel in hom in lees nie, dis lank voor 'n verkiesing, dis ook ek dink hulle bel mense. Ja, ek dink dit was so 700 en iets Dis mense. 802 wat hulle bel, maar die probleem met bel is outomaties is landelike gebiede minder verteenwoordig as stedelik meeste van die tyd. Ek weet nie of hulle weighting toegepas vir dit nie. Ons net dis die ander ding wat my altyd worry is as jy net 'n berig oor 'n peiling sien eerder as die peiling self, dan is dit moeilik om dit te peil. As soks. Ek wou sê die ANC is nie op pyl nie, dit is duidelik, maar presies dit. So die ERV se goed is gewoonlik geneig om die DA bietjie te oorskat en die ANC te onderskat. Ek dink dit is teen hier wat ook gebeur het. Ek weet nie of die DA dramaties bo 30% gaan wees met nuwe kiesers nie, wat hulle wel gaan regkry. Is ANC kiesers is baie gatvol en ons ervaring van ANC kiesers tot dusver is hulle keuse is die ANC of die huis. Daar's nie 'n ander party regtig nie. Hulle bly eerder by die huis, hulle hou net opstem. En dit het ons in 2024 kwaai gesien. Is ANC stempunt het 'n baie lae opkoms gehad in baie gevalle. So realisties, ek dink jy met die peiling saamlees, die ANC is op pad na 30% toe die volgende verkiesing. MK ek dink ek gaan bly waar hy is, want dit is lank vooruit. Die EFF wat op is, wonder ek oor. Ons sal sien. Julius is nie besig om die ligte uit te skiet met daarin goed nie, en Action SA is ook op in daai. Action SA was op. Nou maar ek sien hulle sommer verdubbel. Moet dit toegeskryf word aan sy jy weet hy was nou baie in die kolle gewees, het baie gepraat, hy was oral op die TV, hy was oral. Dis moontlik dat hulle net actually weet van hom. Dat mense net weer kennis geneem het van Ja, Action. dit gaan wel sleg vir hom eindig, want nou weet mense van hom. Ja, en die Vryheidsfront Nie dit plus nie. is af en mense sal tog dink nou, Beduidend ek dink dit af, nee? ja, ek dink dit in 'n stadium kon mense sien en daar was redes en goed daarvoor, maar ek dink saam met die verkiesing van 'n nuwe leier en die ministerspos en al bietjie standpunt ingeneem oor ons sal binne die RNE bly maar op hierdie voorwaardes. Ek dink tog dit was alles eintlik goed vir die Vryheidsfront plus. Onthou ook nou hierdie peiling het 'n foutmarge van 4%. Wat beteken dit? So dit beteken die ANC kan op 29,7 wees of 25,7 of 33. Hoe as jy dit 4 op of 4 So dit af? is Dis nogal- 5% dis nogal altyd. baie. Ja, Dit 4% is altyd kan. ja, dis redelik, is maar normaal. Is dit 'n normale fout? Dis nie so vreemd om as jy onder 5% kom. So wat dit prakties beteken is in ander lande is dit nie so groot probleem nie, want meeste partye is 10, 15, 20%. So jy is redelik naby. By ons is die issue ons het so 3 groot partye, 3, 4 en dan as jy 'n party is wat onder 5% is wat die PA, die Vryheidsfront, selfs die IFP basies insluit. Dan beteken dit hierdie foutmarge kan jy of uitvee of verdubbel. Jy weet nie. So Ja, maar die foutmarge van 4 kan ook die DA en die ANC want hulle is baie naby. Dis die ding. So peilings is oor die algemeen redelik akkuraat. 800 is 'n goeie, dis genoeg mense. Nou jy moet net gaan kyk na hoe presies lyk hulle verteenwoordig ensovoorts. Dalk het jy toevallig hier nou 'n meer, dis hoekom die foutmarge daar is. Jy dalk 'n meer DA groep raak gebel ensovoorts. Dis ook hoekom mense nie een peiling vat en gaan dis die heilige waarheid nie. So wat mense kan doen. Dis hoekom ons gaan stem, is dit nie? Dis hoekom die stem dis die groot peiling. Is nou gaan stem ons almal. Maar as jy daai goeters gaan kyk na meer as een en dit was voor 2024 was daar 'n paar goed. Die een wat ons duidelik kon sien was die ANC gaan afgaan, want dit het almal gewys. Maar daar's 'n klomp peilings gewys die DA is op 25, 26% en ander op 18% gehad. Maar wat duidelik was is die DA gaan min of meer bly waar hulle is en dit kon jy uit die peilings uit sien. Die een wat hulle gemis het, wat ek dink net markdata gekry het, is hoe goed MK gaan doen. En dit is net 'n meteorologie verskil. Is markdata het nie gebel nie, hulle het gery in Natal in na mense toe en met hulle gepraat. Is dit waar dan MK se kiesers is? So jy moet hulle by die huis kry. MK en die EFF is in landelike Natal. So dis baie moeilik om te peil. Suid-Afrika is 'n baie moeilike land om meningspunt te doen. So wat maak ons met hierdie ding? Is moenie nou
ek sal nie nou begin champagne skiet met yes, is uiteindelik die einde van hierdie manne nie. Wat ons kan sien is lees hom in lyn met 'n paar ander, is hulle is op pad af. Hulle het nie hulle kiesers is baie kwaad oor hoe hulle die RNE hanteer ten spyte van alles wat hulle doen. Alles wat hulle dink in daai geval. En dan moet ons twee goed in ag neem, is die een is hulle is op pad af, hulle is nou op 30%. Hulle gaan nog munisipale verkiesing met Cyril op die plakate te doen, maar nie meer die 2029 is hy weg. Hy gaan nie weer staan nie. En dit sê as jy die ANC is en jy kyk na die volgende verkiesing toe, dan moet die rooi liggies begin afgaan met ons het regtige krisis. Ons moet koers verander. Ons kan nie aangaan soos die nie. Ons het gedink wat dit is wat Gwedi het gedink is maar net 'n enkele ding. Die mense is bietjie kwaad, maar hulle sal terugkom. Hulle is nie op pad. Hulle is baie kwaader as daai. Hulle gaan jou los en eventually die hulle gaan jou los kon maar gaan hulle vir iemand anders stem. Dis die ding is eventually is die hoop wel in 'n normale land, ja. By ons was tot dusver was dit so die ANC se kiesers het net nie gaan stem nie, maar die werklikheid is nou hulle is besig om dood te gaan, hulle word oud. En dit sal voorstel vir die ANC onder jong mense is daar nie dieselfde loyaliteit nie. Jong mense gaan nie te stem nie, maar wanneer hulle die 30 begin tref, gaan hulle mag dalk actually vir iemand anders stem en dit moet vir die ANC 'n enorme krisis of wel hartkloppings veroorsaak dat die tradisionele loyale steunbasis wat nou kwai landelik is besig om dood te gaan. Jy word 'n baie ouer party en die jonger mense wat inkom beoordeel jou nie op wat jy was nie, maar op wat jy is. En hulle is wat is die ANC vandag? Die 'n sterwende bevrydingsorganisasie. Ja, New is wat verkoop hulle? Hulle verkoop swart nasionalisme en korrupsie. Dit is pretty much dit. Dit staan op hulle pamflette, nee. Hierdie peilings, dit weerspieël nie noodwendig wat nou gaan gebeur nie, maar dit het uiteraard 'n invloed op politieke besluitneming ensovoorts. So hoe kan dit kan eintlik nog ons bietjie die narratief verander en dryf en goed. So ek meen dit al sê dit nou, ek meen soos ons nou gesê dit was 800 en iets mense, maar ek meen almal het nou kennis geneem van hierdie peiling en dit gaan nou vir sekere partye dalk 'n wekroep wees om seker goed anders te begin doen. So dit het nogals 'n redelike invloed in daai verband meer as iets anders. Ons is nog eintlik ons is nie so baie van Amerika doen hulle daaglikse peilings en arme Trump is as hy nou links gaan van die trappe af eerder as regs dan sal approve disapprove peiling is nie so voel dit. Dit is 'n linkervoet gebruik vandag in goedjies soos dit. Ons is nog nie heeltemal daar nie, maar die sal 'n skokgolf stuur deur die manne agter op die trein by die ANC. Onthou, ANC is die trein wat oor 'n afgrond is. Die ouens op die voorste waans weet hy's oor. Hulle paniek. Die ouens hier agter sien dit waans op die spoor en gaan. Waar op my en julle? Hier is mos nie 'n krisis nie. Maar dit is onverwendbaar op pad. Hulle is klaar oor hulle einde is. Hoekom sal hulle nou ewe skielik? Ons het 'n verkiesing agter die rug waar die ANC se steun geweldig gedaal is. Wat gaan hulle nou? Jy sê dit moet vir hulle gevaarligte laat flikker. Niks laat vir die ANC gevaarligte flikker nie. Ja, as mens kyk wat hulle met BTW gedoen het, hoe was daar dan gevaarligte? Ek meen jy moes geweet het hierdie is die een ding wat jou kiesers jy gaan ontstel en jy het dit nie geweet nie, Nico, of hulle het besluit of jy gaan 'n chance het. Dis meer daai hubris van as jy 30 jaar regeer dan jy gewoond aan jy doen wat jy wil. Ja, jy voel maar 'n bietjie gevolge nie. Dis presies dit, dis die absolute ons is die trust van kid situasie is daar's geen gevolge vir my nog ooit gewees wat ek doen nie. En nou begin daar so 'n bietjie kom en ek dink regtig wat ons beleef is hierdie is soos om 'n hondjie te leer om nie in die huis te piepie nie. Hulle weet regtig nie hoekom word hulle geslaan tans nie. Verstaan jy, hulle is by maar ons doen dit nog altyd. Hoekom is julle nou vir ons kwaad? Hoe werk dit? En jy sien so 'n bietjie daai hulle begin vir eers keer besef, gats, is actually gevolge by kiesers wat ons gedink het onmoontlik is. En die weird deel is die ANC in 94 was nogal sensitief vir dit. Ek onthou dit was hulle was baie paniekerig in 1999 want hulle het nie gedeliver nie. En daar was 'n klomp beloftetjies en goedjies. En toe doen hulle die beste ooit 1999 en toe drop die penny by hulle. Ons hoef nie te deliver nie. Dis fine. Mense stem in elk geval. Mense stem vir ons of ons deliver of nie. En hulle het letterlik soos dit aangegaan is. En nou wat ons gaan doen is, ons gaan nie vir ander mense deliver nie. Ons gaan vir onsself deliver en ons gaan dit is nou mense 30 jaar gevat, maar hulle het nou agtergekom die ANC deliver nie vir ons nie, die ANC deliver vir die ANC. Maar dis die ding en nou skielik is hulle by so die gevaarlikte wat afgaan is nie noodwendig ons moet die kiesers kry nie, dit is ons moet nou steel wat ons kan steel. Ons moet uitkry wat ons kan kry, ons moet die beleid insit wat ons moet insit, want hierdie is ons laaste 5 jaar. Dis hoe dit lyk. Ons gaan 10 jaar in 'n baie swakker posisie wees. Is dit julle verwagting 5 jaar nog vir die ANC?
Ek dink tog hulle gaan die grootste party wees tot 2029. Om 'n vroeë verkiesing te roep is nie so maklik nie. En dis tricky. As die begroting nie deurgaan nie, dan sal daar baie druk wees. Maar ek dink die grondwet sê jy moet minimum 3 jaar omtrent voordat jy weer kan verkiesing roep. Behalwe in uitsonderlike omstandighede of as helfte van die parlement stem hulle wil dit hê ensovoorts. Hulle sal voortploeter op 'n minderheidsregering net om ouens in plekke te kry en dan is die jammer werklikheid is die gevaarligste agter op die trein is nie jy moet die trein van die spoor af kry nie. Dis baie meer ons moet nou hierdie buffet leegmaak. hierdie trein is op pad. Dis van die honger oor die afgrond. Dis die ding is ek gaan nie honger doodgaan nie. Ek verstaan dit. Ek moet nou kry wat ek kan kry. En dit jy sien so bietjie van dit deurskemer met die ANC het vir 30 jaar niks gedoen nie en skielik het hulle al die radikale beleid wat nou begin deurkom en ons moet dit nou inskryf, ons moet nou inkry dat ons 'n plek het. Hulle het so bietjie gedink ons gaan beter doen met die RN1, hulle het eers 'n paar peilings het hy gelig, maar toe het hulle gelukkig true to form net hulle self gewees. En dit is mense het nie vir dit gestem aanvanklik nie. Mense het nie vir hulle vergeet dit net. Dis fascinerend hoe kort daai geheukie is. Die gemiddelde Suid-Afrikaanse kiezer soek nie NHI nie. Hulle soek nie onteiening sonder vergoeding nie. Hulle soek nie eens raswette nie. Hulle soek 'n werk. That's it. Hulle wil 'n werk hê en hulle wil white picket fence hê, 2,5 kinders en 'n hond en dis die behoefte is. Ek wil net middelklas wees. En die ANC is besig om klaaglik te misluk in dit lewer. Werk en misdaad is eintlik die primêre kwessies en hulle kry dit nie reg nie. En hulle hamer op al hierdie hamer en sekel beleidjies wat is. Nee, ons gaan hierdie doen, ons gaan onteiening doen, ons gaan doen. Dit tref nie, dit doen sleg. En hoe langer daai mense sonder werk sit, hoe slegter gaan dit vir hulle gaan. En die mense wat reeds werk het is nou hulle wil desperaat daaraan vashou want hulle weet hoe kosbaar dit is. Die ANC is nie besig om dit veilig vir hulle te laat voel nie. Die ander een is die gemiddelde ou as jy Brenter se peiling glo, is nie naaste by so negatief vir Amerika soos wat hulle dink nie. Inteendeel hulle is baie positief oor hulle voel omtrent dieselfde oor Amerika as oor China en hulle hou niks van Rusland nie. So dis 'n weird plek om te wees om Amerika te blaas. Gaan dit nie goed af by die gemiddelde Suid-Afrikaanse burger nie. Hulle is nie liewer vir Palestina as vir Amerika nie. Hulle gee nie so baie om. Die regering is wel. Ja. Die regering is, maar dis nou die punt is. Jy het 'n regering wat vir hulle self regeer in hierdie stukkie en wat nou skielik sal begin besef wat dit ook doen die peilings wel nie. Want daar is jy heeltemal reg is. Hoopelik gee dit die DA 'n bietjie ruggraat in die onderhandelings. Ek weet nie of hulle verstaan in hoe sterk posisie hulle tans is nie. Toe hulle lyk of hulle uit is, toe gaan die rand R20 te dollar toe. Nou dat hulle weer terug in is, nou gaan hy weer R18 toe. Dit impliseer jy het geweldige leverage as jy met die ANC praat. En sê kerels, verstaan van mooi. Julle kan met liefde alleen regeer, maar julle gaan oor 'n ekonomie regeer wat nie bestaan nie. Julle het ons meer nodig as wat ons julle het. Ja, en hulle bring daai politieke stabiliteit. So ons bring enige geloof dat julle iets kan doen. En dit ons gesê ons is daai by Davos het gaan nie vir Mashatile rondwys nie en hy gaan ook nie van Balula nie. Hy wys kyk hier soos John. Hy is populêr nie. Ja. Dit is nie moeilik om dit op die DA te pak nie. Dis hulle kan nie eintlik hulle besluit of hulle in of uit nie want dit hang van die ekonomie af. Ja, maar dit beteken jy kan baie meer harder gehad wees actually binne-in as wat jy tans tot dusver was. Nou jy moet net leverage nou gebruik om vir jou politieke leverage ekonomie want die ekonomie is tot 'n groot mate gekoppel aan die GNU en die ANC kan nie dit is die een deel wat die hele oefening vir ons gewys het is hulle kan regtig ook nie sonder die DA nie. Net soveel so hulle het nou so 'n bietjie probeer op hulle eie vlieg en toe halfpad afbevind oogits. Nee. Maar dis die ding, so die ANC kry nou nie net die wind van voor hier op plaaslike bodem en front nie. Dit die winde waai ook daar van die weste af. moontlike winde van verandering ook dan so wat dan nou die jongste op daai front is Mcebisi Jonas wat dan nou 'n voormalige adjunkminister van finansies was en hy was ook op daai paneeltjie van Cyril om beleggings na die land te lok en so hy is dan nou as die spesiale gesant Cyril se spesiale gesant na Amerika aangewys. Hy het reeds gesê hy gaan sy bes doen. Hy het gesê hy weet al moeilikhede voor gegee al die internasionale dinge wat nou al gebeur het en hy het ook gevra vir tyd en ruimte. My magtig. Almal soek mos altyd begin my net bietjie tyd en ruimte. So hy het nou ook vir dit gevra en ek meen baie van die ontleeders en so wat reeds gesê het ek meen hy het nie eintlik daai diplomatieke mag en goed ook wat is die ambassadeur sal hê nie na Rasool en persone in Grata en
skoort en al daai dinge. So hy het nie daai diplomatieke mag en invloed nie. So hoe gaan hy dan nou regtig hier inkom en dinge laat gebeur na aanleiding van natuurlik die tariewe en nou is dit bietjie halt geroep daarso vir 90 dae. So dit is nou nie asof baie tyd is nie. En Trump het benadruk hier is tydelik. So ons is op die naughty list by Donald, ja. Ons is nie op die Ons is die hondjie wat uitgegooi is. ons moenie 'n kerskaartjie verwag nie. My eerste gevoel met Jonas was nie noodwendig negatief geweest nie. Hy is destyds as adjunkminister Jacob Zuma het hom afgedank, so reg onthou? Saam met Pravin, ja. Ja, saam met Pravin. Hy het getuig vir Zondo-kommissie, die Guptas het vir hom baie geld aangebied om hulle het hom sê hy kan minister van finansies word, né? Onder andere vir hom gevra of het hy 'n sak, dan gee hulle sommer nou vir hom 'n paar rande cash. Ja, daar En hy het nee gesê. Imagine, vir wat? vir geld. Of vir die sak. Dis ook hoor dit in 'n sak nog. Hy het gesê nee, hy het nie sy eie Ek het nie 'n sak sak gebring nie, nie. sorry julle. Die hoeveelheid keer wat ek dit al by Woolworths moes sê, as jy daar uitkom, kyk jy so vir daai R6 sak, dan besef jy. ja, en daai boom waar die sakke met hangings leeg altyd. Ja, niemand hang ooit 'n sak daar nie. My eerste gevoel was nie negatief teenoor hom geweest nie. Ja, kyk so, hy's 'n verbetering op ons ambassadeur wat daar was. Helaas, maar hy's nie ambassadeur nie. Die serpdraer. Die serpdraer wat hy het ook sy bes gedoen. Daai is regtig die beste wat hy kan doen. So ons moet Dis al wat ons vra. wees altyd huiwerig oor wat is jou bes in hierdie aspek. Meneer Jonas dis 'n unieke, hy's nie 'n ambassadeur nie wat belangrik is. 'n Gesant is iets anders, of 'n envoy in Engels. Dit is iemand wat met 'n spesifieke mandaat vir 'n spesifieke tyd gaan om iets reg te kry. Wat is sy spesifieke mandaat? In hierdie geval vermoed ek is 'n spesifieke mandaat kry net dat die man op ons skree. Ja, ek dink is letterlik soos notice me. Dink Dis basies hy moet nou die verhouding herstel. Goed. hy moet eintlik half die diplomatieke kanale weer probeer Hy moet oopmaak. Presies dit. Yes, so hy gaan nou daar ingaan en na Masserpie wegvat en goedjies en probeer dit weer regkry. Maar wat dink ons het in terme van soos ons weet nou wat die groot kwessies was, dis Israel en 'n klomp van hierdie groot goeders en Iran en klomp sulke goeders. Het hy regtig half mag om enigsins oor daai tipe goed te onderhandel of iets daar te sê? Hy is nie wel nie diplomatieke mag nie, maar hy is 'n direkte gesant van die president. So ja, hy gaan gesien word as ek praat met 'n mandaat regheid van die president met mense. En dis tog uiteindelik jou ding. Ambassadeur is net 'n permanente fixture daar. So ambassadeur is permanent, 'n gesant is tydelik en hy het 'n spesifieke taak. 'n Ambassadeurstaak is algemene diplomatieke verteenwoordiging. So ek dink nie ons hoef te veel te worry oor, hy het nie die mag nodig om dit te doen nie. Hy sal met mense afsprake kry ensovoorts. Die feit dat hy nie 'n masserp dra nie gaan hom baie meer fotovriendelik in Amerika ook maak. Hy kan ook genooi word. Ja, mense hoop die feit dat hy adjunkt minister van finansies was en dat hy deel van daai taaks van die president was spesifiek oor die ekonomie en goed laat mense hoop amper net verstaan hierdie beteken okay, ja, ons slaan ag op die ekonomie en die invloed van al hierdie goed wat nou al gebeur het op ons ekonomie. So hy's meer ook sakeman gewys. Ek kyk daar's nou 'n video van hom wat hier rond te doen wat is hoe hy Donald Trump beskryf as 'n homofobiese rasis ensovoorts. Wat ek nie dink sy taak gaan vergemaklik nie. Die verskil tussen Maar hom die meeste mense nie dalk al so iets van Donald Trump. Dis die ding is die verskil tussen hom en Rasool wel is hy het hierdie gedoen in 2021 en hy was nie ambassadeur terwyl hy dit gedoen het nie. En dan hy vind homself in uitgeleese geselskap. Daar's baie video's van JD Vance wat so oor Trump praat en selfs Bowles, die nuwe ambassadeur Suid-Afrika. Nou, mens kan 'n nuwe blaadjie omslaan. So hy gaan nou die probleem met daai is idee is nou jy begin 5 blokkies agter. Nou moet jy eers Okay, jy is al 5 blokkies agter kon nie, maar jy is daarom op die bord. Hy's op die bord. Dit is die Dit ding. is meer as wat ons van die vorige ambassadeur gesê het hy president Cyril Ramaphosa se oor. Hy Rasool tegnies ook, maar hy het ander belange gedien as Suid-Afrika sin. Jonas hy's hoof van MTN ook, so hy verstaan daai deel. Dit gaan 'n interessante verwikkelingie wees as Starlink en MTN nou eintlik albei daar is. Maar ek dink nie dis 'n slegte keuse nie. Ek dink wel hierdie verhouding is op so 'n plek dat jy gaan baie meer moet doen as net een ouetjie sit wat hy het groot longe, dit weet ons, want hy het verskriklik baie vletjie geblaas in die 2016, 2017 Okay, ons vat sterk longe. maar dit is belangrik dat jy ou met sterk longe en 'n paar vletjies stuur, want hy het so nie die reuk van korrupsie op hom nie.
omdat hy nie 'n sak gehad het nie. Het hy nou Dankie tog. hy het actually nee gesê vir die geld, so dit maak van Amerika se kant af is 'n bietjie 'n ander ou. Is 'n ou wat teen die korrupsie gegaan het en wat baie duidelik aan die Ramaphosa kant is direk. Daar's nie wonder oor dit is een van sy manne. Dis 'n eerste stap, is 'n poging. Terselfdertyd het jy die Hudson Instituut wat uitkom en sê jong, hulle dink eintlik Suid-Afrika moet uit SWIFT uitgeskop word, wat die internasionale valuta beheerstelsel is. Dit is die stelsel wat ons gebruik om goed uit die buiteland te betaal, om transaksies in die buiteland te doen. Om dit makliker te doen. Okay. So as hulle ons uit SWIFT skop, hoe doen ons transaksies in die buiteland? Moeiliker. Nee, SWIFT is dis 'n Miskien kan ons in daai tyd geld spaar. ja, wel ons gaan weer in sakke geld. Dit is- vliegtuig. Dis so weer terug op die woelie sakke. Ons gaan almal 'n sak word in daai geval. Nee, SWIFT dis baie ernstig, maar dit is soos die nuclear opsie wat finansiële sanksies betref. Want Rusland is uit SWIFT geskop. Rusland is uit SWIFT geskop en mense het op daai stadium selfs gedink dis nogal erg. Dis te wild vir wat hulle gedoen het. Want SWIFT beperk jou banke se vermoë om handel te dryf met alle internasionale banke dramaties. Hulle kan nie regtig meer geld ruil nie. Wat beteken dit vir my? Vir ons prakties beteken dit alles wat jy in dollar sou betaal, wat jy nou nie baie doen nie, maar die winkels wat aan jou goed verskaf doen. Hulle gaan nie meer kan goed in dollar maklik betaal nie. Hulle gaan moet ander alternatiewe maniere kry om invoere te betaal. Soos wat? Soos Temu en Shein is in die knyp dan, want daar is iemand voer dit in dollars of in 'n ander geld. Ja, ek verstaan, maar hoe betaal ons wanneer koop ons dan eenvoudig net nie meer uit die buiteland nie? Jy Kan gaan problematies jy wees. gaan 'n premie betaal op daai. Die ander groter uitdaging is jou uitvoerders gaan werklik sukkel as jy uitvoer in dollars en as SWIFT gebeur en jy voer Citrus uit byvoorbeeld, dan gaan daai banke nie meer jou bank direk kan net betaal en die geld jy net nie. So jy gaan moet 'n plan maak, iemand met 'n sak of iets in daai lyn. En ons het gesien by Rusland die gevolg daarvan is uitvoere moet dramaties hulle prys laat sak om die nuwe wisseling Alles wat in die middel gedoen moet word. en saam met dit baie lande hou net op met handel met jou dryf en Dis te veel moeite. Dis moeite en jy word as 'n muisond beskou. Dis eintlik maar die muisond verfkwas. Okay, nou hoe waarskynlik is dit? Dis net 'n voorstel. Die voorstel is al skade genoeg amper. Ek weet nie Ja, of ek dink die druk word net eintlik verhoog. Ons het gesien daai ander wetsontwerp is toe nou ook weer by die Huis van Teenwoordigers ingedien en gaan heel moontlik deur die Senaat gaan en goed en ek meen dit maak alles moontlik byvoorbeeld vir individuele sanksies teen ANC leiers. Daai Is dit die dan beter opsie? Ja, ek dink as mens seker persone straf in plaas van 'n land, maar ek meen dit ek dink dit is altyd 'n uitkring effek. Maar ek dink al hierdie goeters hopelik laat dit net die ANC besef hoe ernstig hierdie is. Ek meen hoe meer daar's al hoe meer geleide van die sanksies en soos van SWIFT. So hopelik gaan jy nou die feit dat Amerika daai opsie op die tafel sit, behoort 'n bietjie te laat weet. Kyk, hulle is baie ernstig. En die ding wat dit kan deurraak en dit is die kommerwekkende deel, is as daar enige bewyse kom dat ons help Iran befonds het of terreur befonds het of enigiets in daai lyn. En dan gaan Amerika gaan, maar dan is julle 'n staat wat terreur befonds en dit is Irak, Afghanistan, Iran ensovoorts. En dan kan ons julle nie in 'n internasionale handelsorde hê nie. Dit kom neer op dan moet julle in die dinkhoekie gaan sit. Julle speel nou nie mooi. En dit sal 'n enorme ding is. Nou ons sê nie daar's geen bewyse dat dit gebeur het nie. Ons sê nie die ANC het erns skuld van 100 miljoen rand afbetaal. Baie vinnig oornag. En ons weet nie waar daai geld vandaan kom nie. Hulle sê Maar jy weet nie. Ja, niemand weet nie. Jy weet nie, iemand weet. Iemand weet. Hulle het gesê hulle gaan nie hulle sukkel met hulle donasies verklaar. Daar's net so Ek is seker alles is mooi ingedoen by SARS. Iemand het 'n kwitansie uitgeskryf. Maar dit beteken ons is daar's regtig ekonomiese gevaar vir die land as jy daar begin doen en dit sê ook Amerika het hulle praat van individuele sanksies wat heel pret is. Dit beteken net meneer Malema se wel hy gaan gesanksioneer word ongeag. Maar sy reisplanne gaan dramaties ingeperk word. Hy binnelandsreis. Hy gaan maar binnelandsreis. Hy gaan maar die ou Maar die meeste van ons doen dit maar. Die ou klassiek waterfront toe gaan soos die Los Angeles van Suid-Afrika. Ja, want ons het eintlik ons het nou weer gesien. Ek meen Trump het weer Ja. direk na Malema verwys en die jongste ding oor die naweek om te sê okay, maar hoekom sal ek na die G20 toe wil kom as hierdie tipe as hierdie man gaan sing. ja. So sy Trump sê ook nie alles altyd wat so baie akkuraat is nie. Nee, maar ons kan nou daai spesifiek Nee, maar meneer Malema en meneer Trump, hulle is
die sanksies net om af te sluit daar is as hulle kyk na SWIFT, dan beteken dit hulle kyk na algehele finansiële sanksies ook, onder andere. En dit is wel bad news. Dit is regtig bad news. Individuele sanksies is tans die best case scenario. As hulle gaan, okay, jy en Julius, julle gaan nie meer geld kan in buitelandse bates hê nie, en julle gaan nie kan reis na sekere plekke toe nie, en hier is 'n lys van julle buitelandse bates ensovoorts. Kan die fees waar dit sien? As jy in dollar enigiets het, dan kan hulle gewoonlik die tesourie van die Amerika's is die tipe ou wat, as hy sê, het sal nice wees as jy hierdie doen, is mense geneig om dit te doen. So, hulle sal sê, ons verklaar die volgende mense onder sanksionering, hulle buitelandse bates word bevries, en dan gaan hulle met die ou, dit sal nice is as jy 'n lys van hulle bates verskaf, nudge, nudge, wink, wink, nee, jy verstaan. Die kort antwoord deesdae is, as jy dit nie doen, gaan dit vir jou baie ontarieflik word. So, dis dalk nodig. Ons gaan jou rande vries. Presies dit. En dit gaan baie ontarief. Dit sal ontarief wees, om nie so met ons saam te stem nie, so hulle kan dit doen. En dit, kyk, ek is kinderlik opgewonde om uit te vind hoeveel hierdie ouetjies uit die trog uit na die buiteland toe geskuif het, want hulle het raakgeld geskuif. Wat Trump se tweet spesifiek betref, of sy truth, ekskuus. Ek dink dit is baie snaaks. Een is meneer Dangor van Durko het oorgegaan, en die Suid-Afrikaanse regering se taktiek was, ons gaan die Amerikaners sien, en ons gaan net vir hulle verduidelik hoe verkeerd hulle is, yes. En dan sal die wêreld reg wees. En dis pretty much wat hy gaan doen het. Hy het mooi in daai News 24 ding, en dit was wat my bygeval het. Baie gepraat oor wat hulle gesê het. Nie baie gepraat oor wat die Amerikaners gesê het nie. Ja, vra, het hulle goed gereageer? Ek sê, dink so. Ja, het gereageer. Daar was 'n kopknik of twee, van wat ek kan aflei. En toe 2 weke later, later, toe vind ons uit, nee, hulle glo jou nie. En die interessante ding van daai is, alwaar daai gesprekke gaan het binnelandse beleid. Hulle het nie die Israel saak geopper of iets nie. En dit beteken die Suid-Afrikaanse regering se taktiek van ons gaan 15,000 kilos vlieg om vir jou te vertel jy's verkeerd, het nie gewerk nie. Shock, horror, teenoor die deur afskop en gaan luister, hier is die feite, dankie, goodbye, see you tomorrow. Het Trump nie so baie aan dit belang gestel nie. En hierdie tweet is, as jy van buitekant af kyk, moet jy tog besef, ons bly in die land en ons het 'n media wat interfereer in harte vir die ANC op 'n motorklomp goed. So, hulle versag daai Julius wat sing permanent met is 'n struggle. Ek bedoel dit nie, as skiete 'n AK, as dit man, dit is dalk 'n speelgoed gebeur of maybe nie. Hy is nie ernstig oor die goed nie. Moenie julle worry nie. Julle lees letterlik al die goed in. Maar as jy van buite af daai video kyk, dan is dit baie moeilik om tot die gevolgtrekking te kom, hierdie minderheid is veilig. En dit is die belangrike deel is Trump sê daai. Nou obviously ons is nie op 'n plek waar daar grootskaalse grondkonfiskering is en dan word mense tereggestel teen hulle eie plaashuise muur opgelaai en geskiet. Daar is nie. Die twee gaan nie saam nie. Al twee gebeur wel, daar's konfiskering, maar ons noem dit grondgrype. En die ander een is mense word wel tereggestel in hulle plaashuise, dis plaasmoorde. Die twee, ons kan nog nie wys dat hulle so op mekaar volg nie. In kort, maar van buite af is die perspektief, die kolletjies verbind net te maklik. Jy het 'n ou wat sing, hy wil 'n minderheid doodmaak. Jy sit 'n wet deur wat grond kan vat en jy veroordeel hom nie. En dit is die ding van daai is die ANC is besig soos dit plaaslik die kolletjies te maklik verbind om te sê AfriForum obviously is misinformasie. Internasionaal verbind die kolletjies te maklik teen die ANC tans. En hulle weet nie om te antwoord nie, want die maklike antwoord is jy moet meneer Malema in die bek ruk. Jy moet amptelik afstand van hom doen en sê hierdie is dit hoort nie. Maar hulle kan dit nie doen nie. Ja, en sy het dit gedoen. Hulle het nie teen Malema, hulle het gesê ons dink nie meer ons hoef die liedjie te sing nie. Ja, vir Kilian Balula sê die ANC gaan dit nie sing nie. Ja, maar jy kort ja, dat beteken nie jy veroordeel daai. Jy besig om die kolletjies. Jy sien. Jy Want nou internasionaal, ek meen ons weet nou, ons het hom nou dat daar baie hoor sing, ons het al baie hierdie video's gesien, maar ek dink vir iemand anders, verstaan, dis dieselfde waar ons daai video's sien van een of ander terroris wat daar met sy geweer en sy masker en hy is op pad om iemand te onthou, verstaan, dit kan dieselfde tipe reaksie en vrese en goed uitlok. Dit is net iets wat mense, as jy nie daarvan weet of gewoon is en jy sien so 'n video, ek dink dit is daai dit is bietjie skrikwekkend. Ja, maar dis die ding, so dis hoe die buitewêreld of die buiteland die ANC nou sien en ek dink nie hulle verstaan hulle het nie, want hulle doen nie, president Ramaphosa is daverend stil oor al die goed, en wat dit prakties beteken is, hy kan nie saam met die EFF enigiets doen nou nie,
want nou is dit weer internasionaal. Nou gaan dit wees, ja, ons sit uit die begroting deur saam met die EFF of ons nou hulle in die regering in wat Mashatile wil doen. En dan gaan dit gaan die ou wat nou minister van wat ook al is, hierso is sy sangloopbaan, sê die Ben Idols 101. Dis wat hy doen en dis wat hy sê. En dit beteken net die ANC was geneig om hulle het so 2 boodskappe, hulle het verskillende frekwensies gehad. Hulle het buiteland toe gesê ons is 'n menseregte kampioen. Kyk hier's Mandela. Hoe lyk hy? En ons is die absoluut pro dit en binneland het hulle gesê hang dit aan, ons is besig om die revolusie deur te voer. Ons gaan hierdie minderheid uitsorteer. Moenie worry nie. Met dit is wat die toespraak is. Ons gaan nie swart grond onteien nie. Hulle is van ons wil wit grond onteien. Ons wil seker maak wat mense betaal belasting. 'n baie negatiewe ding en ons het gewoond geraak aan. Nou is die probleem die binnelandse frekwensie is skielik in die buiteland. Hulle het nou ingeskakel op daai radio. En dan gaan hulle by, wag, wat hoekom wil julle dit doen? Dit maak nie sin nie. Dis 'n minderheid. Waarmee is julle besig? En hulle gaan moet scramble om haar reg te kry, terwyl hulle scramble om 'n begroting deur te kry, terwyl hulle scramble om nie op 30% te wees nie. En ek So dis 'n gescramble. dis 'n gescramble en couldn't have happened to a nicer person. Dis is som totaal van my reaksie. As hy So op dit, op scramble. op scramble. Ja, tot reeks 4.